Dag sê broers en susters, ek hoop dit gaan goed met iedereen en elkeen van julle. Ek wil net vandag iets interessants deel met julle. Daar is sekere aapspesies wat by mense geleer het om mossels en neute oop te kap met 'n klip. Wat wetenskaplikes gevind het nadat hulle mense gesien het dit doen, het hulle self geleer om dit te doen, maar hulle het so hulle kleintjies geleer om dit te doen. Daai kleintjies het groot geword om dit so te doen en so het dit 'n tradisie binne hierdie aap spesie geword om klippe en neute oop te kap met klippe. Ons sien dat die wetenskaplikes agtergekom het dat daar sekere van die rispe spesies is en vrugtevliee wat geleer het dat as hulle sekere tye van die dag nie vlieg nie of nie rondbeweeg nie, dat hulle die besproeiing of die vergiftiging kan mis en so oorleef, en so word dit deel van hulle, van daai spesie se tradisie, en so moet die boer dan aanpas as hy hulle wil vang. Ook kraaie wat hulle met die tyd geleer het, wat selfs verkeersligte gebruik om hulle neute te gaan plaas, so die kar oor hulle ry om hulle te breek en dan op te tel. En so hulle kleintjies geleer het, en so word dit dan 'n tradisie van hierdie kraai om so te wees. So wat ek probeer deel hierso is dat spesies of dierspesies leer goed by mense, en as hulle in die natuur dan verder voortplant, leer hulle dan hierdie tradisie aan in hulle spesie. Ek vertel dit want dit is baie interessant, want in die boek van Opregte in hoofstuk 73 lees ons van Moses wat 'n beleerde stad van Kus, gaan lees die storie vir julle self. Ek wil maar net hierdie stukkie deel met julle, dat hulle veg op 'n beleerde stad vir baie jare. Een van die mure wat beleer is, word beskerm deur slange. Vader gee toe, vir 'n lang storie kort, Vader gee toe vir Moses die uitweg, en hy leer sê toe vir hom, gaan vir elkeen van jou weermag, vang vir hom ooievaar, in sekere vertalings sprinkaan, voël, wat ook al die voël se naam is, vang die voël as 'n kleintjie, maak hom groot en leer hom om slange te vang. So maak elkeen van Moses se weermag toe, vang toe vir hom so 'n voeltjie, maak hom toe groot en leer hom om slange te vang. En toe hulle nou almal groot genoeg is om dit te doen, toe gaan pik hierdie voël al die slange op, en hulle kon daai beleerde stad inval waar die slange die mure beskerm het. Vandag in Kus was natuurlik in Afrika, Ethiopië soos dit bekend staan vandag, is waar geen mensalwe. Enigste plek waar jy vandag daardie tipe van voël kry, en hulle staan vandag bekend as die Sikatarisvoël, en hy is bekend om slange te vang en dood te maak op dieselfde manier as wat dit in die boek van die Opregte verdeel word. Die enigste plek waar dit gevind word vandag is Afrika, Kus, soos dit daardie tyd bekend was. Maar hulle kan enige slang, kobras, enige giftige slang kan hulle vang. Hulle wetenskaplike naam is Sagittarius serpentorius vandag, en hy word van 1779 bekend bestaan as die Sikatarisvoël, natuurlik, wat ook al hulle in Moses se tyd genoem het. Vir my, ek kan die verbintenis maak en ek kan dit sien. Vir my is dit skriftuurlik waar, en bewaarheid van daardie verhaal van Moses. Of jy dit glo of nie, dit maak nie by my saak nie. Vir my is dit interessant wees om met iemand te deel, om te sê, weet jy, kyk net, hoe interessant is hierdie apokryfe boeke. Weer op by baat, goed, as jy nie op by baat nie, dit bly 'n interessante storie. Mag julle elkeen 'n geweldige goeie dag hê. Groete.